Ek wil vra die volgende woord saam as ek oopmaak by Openbaring hoofstuk 16, Openbaring hoofstuk 16. Vanoggend wil ek graag met u praat rondom die vraag, is ons in die tyd van Armageddon, die slag van Armageddon, dit wat die woord vir ons kom leer. Ek het dit op Facebook gesit om te kyk of ons dalk mense bietjie kan trek na die huis van die Here. Ek het groot geword, of nie groot geword nie, maar my maale het 'n gemeente besoek in Potch, die EG Kerk in Potch. So was dominee altyd die predikant daar gewees, en hy is oorlede. Maar hy was 'n persoon gewees wat altyd die gebeure van die wêreld so gebruik, en dan het hy so bietjie daaroor gepraat, en dan het hy altyd die woord van die Here na jou toe gebring. En ek het in my hart gevoel, ek wil vanoggend dieselfde doen, juis omdat ons laas Sondag het ons gepraat oor die tyd van afvalligheid, waarin ons leef, en met die gebeure wat in die wêreld is, wat ons vandag beleef ten opsigte van die geweldige oorlog wat tussen Israel en Iran huidige plaasvind, was dit dan gewees om te gesê, maar kom ons vra die vraag, leef ons in die tyd van die slag van Armageddon? Nou, ons is nou nie soos die Amerikaners wat die film gemaak het van Armageddon, en ek dink was dit nou Bruce Wilson of Willis. Amper die Wilson toffie dan. Maar wat gebeur het nou Bruce Willis wat daar moontlik gespeel het of wat ook al, maar op die einde van die dag waar mense dink dat hulle kan reg in eie hande neem, en dan dink hulle dat die Armageddon beginsel gaan wees, dat ons as mense hoef nie bekommerd te wees daaroor nie, ons het missiele. En ons sal enigiets wat die aarde tref, of wat sal gebeur, of die einde van die wêreld sal bring, sal ons dan tot stilstand kan bring, want die mens is in beheer. Nou ons is nie daar nie, ons is by die woord van die Here. En dis belangrik dat ons vanoggend daarna sal kyk. So ek wil hê met saam met lees uit Openbaring 16, waarvan ons gaan saam lees vanaf die eerste vers, en kom ons lees dan hierdie hoofstuk vanoggend saam, en juis om die vraag te kan beantwoord vanoggend, is ons in die tyd van Armageddon. Openbaring 16 vers 1, en hy sê die woord, hy sê, en ek het 'n groot stem uit die tempel aan die 7 engele hoor sê, gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit. Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom, wat die merk van die dier gehaat het, en sy beeld aanbid het. En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi, en het het bloed geword, soos van 'n dooie. En al die lewende wesens in die see het gesterwe. En die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en op die waterfonteine, en dit het bloed geword. En ek het die engel van die waters hoor sê, regverdig, Here, is U wat is en wat was, U die Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het. Want hulle het die bloed van die heiliges en profete vergiet, en U het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien. En ek het 'n ander een uit die altaar hoor sê, ja, Here God, Almagtige, waaragtig en regverdig is die oordeler. En die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi, en daaraan is dit gegee om die mense met vuur te skroei. En die mense het geskroei met 'n groot hitte, en hulle het die naam van God gelaster, wat mag het oor hierdie plaag, en hulle het hulle nie bekeer om hom heerlikheid te gee nie. En die vyfde engel het sy skaal uitgegooi op die troon van die dier, en sy koninkryk is verduister, en hulle het hulle tonge gekou van pyn, en hulle het die God van hemel gelaster, oor hulle pyne en oor hulle swere, en hulle het hulle nie bekeer van hulle werke nie. En die sesde engel het sy skaal uitgegooi in die groot rivier die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste afkom reggemaak kon word. En ek het die bek van die draak en in die bek van die dier, en in die mond van die valse profeet 3 onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die Almagtige God. Kyk, ek kom soos 'n dief.
Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. En hulle het hulle versamel op die plek wat in Hebreëus genoem word Armageddon. En die 7de engel het sy skaal uitgegooi in die lug. En 'n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom van die troon af wat sê: dit is verby. En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale en daar het 'n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het van in die mense op die aarde was nie. So 'n geweldige groot aardbewing. En die groot stad is in 3 dele verdeel en die stede van die nasies het geval. En die groot Babylon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn. En alle eilande het gevlug en berge is daar nie gevind nie. En groot haal, omtrent 'n talent swaar, het in die hemel op die mense geval. En die mense het God gelaste oor die plaag van die haal, omdat sy plaag ontsettend groot was. Tot met sover in die woord van die Here. Nou wanneer ons na hierdie gedeelte lees, dan lees ons hierdie bekende konsep, selfs in die wêreld, lees jy dit in Openbaring 16 vers 16, en hulle het hulle versamel op die plek wat in Hebreëus genoem word Armageddon. Nou die woord Armageddon is definitief nie onbekend vir die wêreldling nie. En dis hoekom wat ek nou vroeër gesê het ten opsigte van films wat gemaak is met die tema van Armageddon. En dan om te wonder, is dit die einde van die wêreld wat besig is om aan te breek? En die vraag is ons in die tyd van hierdie wat die woord ons van leer? Is ons nou in die tyd van Armageddon? Nou hoekom wil ek hierdie vraag vanoggend aan u kom bring? Want ons leef in 'n tyd waar daar geweldig baie aanslae is en geweldig baie gebeurtenisse is in die Midde-Ooste en veral met Israel wat die middelpunt is en nou eindiglik met Iran wat dan in oorlog met Israel is en Israel in oorlog met Iran. Maar wat interessant is dat daar soveel lande reg oor die wêreld saam begin staan het in weerskant hulle self bevind. Daar is lande wat hulle saam skaar saam met Iran en dan is daar lande wat hulle saam skaar saam met Israel. Maar wat interessant is, en ek wonder of u dit al begin optel het, dat van COVID se tyd af leef ons in 'n tyd dat as iets nou in die wêreld gebeur, is dit 'n globale gebeurtenis. Dis nie meer net 'n gekonsentreerde plek as 'n mens dink byvoorbeeld aan Wêreldoorlog 1 en Wêreldoorlog 2 en almal praat van Wêreldoorlog 3, maar dat selfs Wêreldoorlog 2 was eintlik maar meeste van die tyd gesentreerd gewees rondom Europa en dan hier by die Mediterrane kuslande. Ja, daar was lande wat bietjie van ver af miskien betrokke geraak het en al daai goed, maar dit was nie noodwendig 'n globale oorlog gewees nie. Maar nou vind ons dit, dat ons leef in 'n tyd waar daar globale byeenkomste is, waar daar lande is wat saam staan, alliansies vorm, en dan wil hulle in oorlog gaan, en hulle is heiliglik, en wel, dit is nou vanoggend gewys of gesê, dat Amerika het toe nou van die nuclearplaas van Iran ook nou plat geskiet. En dit beteken dat wanneer dit dan gebeur, was daar alreeds dreigemente gewees, en nou weet ons rondom die woord van die Here praat hy van die koning van die noorde, hy praat van die koning van die ooste, hy praat hy van die konings van die ooste, en is die verwysing van Rusland, wat die koning van noorde bekend staan, Ros, as jy Jesegiel 38:39 gaan lees, die ou woord wat vir Ros bekend staan, en dan is dit in opsigte van die konings van die ooste, en selfs met China, en ek weet nie of jy die filmclips gesien het, waar daar vliegtuie van China Iran ingegaan het, wat van die radar af verdwyn het, net voordat hulle Iran sou ingaan, en is die vraag van, wat het hulle vervoer? Wat is op daai vliegtuie wat Iran ingegaan het? En juis met my en jou, wat 'n kind van die Here is, wat in die Christendom groot word, is dit juis om te besef dat ek en jy skaar ons definitief nie saam met die regering aan die moslemse kant nie. Ons skaar ons by Israel. Is Israel geestelik op 'n goeie plek? Nee, definitief nie. Want Israel het die Messias verwerp. Maar dit beteken nie dat die volk Israel tot niet gegaan het nie.
Dit beteken dat die volk Israel nie meer van belang is in vandag se tyd nie. En daarom is dit baie duidelik dat ek en jy as 'n kind van die Here, as 'n Christen vandag, sal besef watter rol speel Israel in ons lewens, om werklik waar op te staan vir Israel te bid, vir die beskerming van Israel. Maar wat heiliglik gebeur is die vraag, is ons nou in die tyd van die slag van Armageddon? En dit is juis omdat mense die woord van die Here nie altyd so lekker verstaan nie, dat mense nie altyd weet waar pas hierdie goeders in nie. Nou kom ons gaan kyk na hierdie Armageddon waarvan die woord praat in die Openbaring 16 vers 16, waar hy sê en hulle het hulle versamel op die plek wat in die Hebreëus genoem word Armageddon. Die vraag is, wat maak hierdie gebeurtenis uniek? Hoekom is hierdie gebeurtenis van ons opgeteken in Openbaring? Wat hy sê in Openbaring 16 vers 13 en 14 waar die woorde sê, hy sê ek het die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet 3 onreine geeste soos paddas sien kom. Die vraag is, wie is die draak? Dis die Satan, dis simbolies van die Satan. Jy kan dit gaan lees in Openbaring 12. Dis die Satan. Wie is die dier? Dis die Antichrist. En dan praat hy van die valse profeet. En daarom, soos wat ek en jy vanoggend 'n drie-enige God aanbid, probeer die Satan ook daardie drie-eenigheid skep, maar hy kan dit nie skep nie. Hoekom nie? Want daar is geen eenigheid in Satan se koninkryk nie. Die beginsel van die saak is, daar's nie een Satan wat 3 persone is nie. Dis net by ons wat God, een God is, 3 persone in die eenheid van God. Maar die Satan is 'n nabootser. So wat het hy gedoen? Hy stel hom wat Satan is, stel hy hom in lyn met wie die Vader is, en dan die dier wat hy daar kom stel, die Antichrist, wat dan in lyn is met wie Jesus is, en dan die valse profeet, stel hy dan in lyn ten opsigte van die godsdienstaanbidding, wat dan te doen het met die Heilige Gees. Kan jy sien hoe nabootser is die Satan? En die woord is baie duidelik, dit is hoe Satan wil operate. En daarom dat hy het vir ons kom leer. Maar nou sê hy interessant, hy sê, want dit is die geeste van die duiwels wat tekens doen, wat uitgaan. En dit beteken, hierdie paddas, en nou mens kan nou sê, baie wil spekuleer oor die paddas, maar ek is nie 'n spekulasie persoon nie. So wat gebeur het, is die oomblik wanneer jy by goeders kom, wat jy nie kan verduidelik met die woord nie, aanvaar ek die woord, hy sê, dat dit lyk soos paddas. Dis onreine geeste. Maar kom ons gaan eerder na die doel van waarom hierdie onreine geeste vir ons geopenbaar word. Nou sê hy baie duidelik, want dit is die geeste van duiwels, wat tekens doen, om wat te doen? Wat uitgaan na die konings van die aarde, en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. En daarom sien ons baie duidelik dat daar is 'n bymotief, daar is 'n doel waarom hierdie demoniese werkinge plaasvind, want die Satan besef al meer dat sy tyd op aarde min word. En daarom kan baie mense vandag wil sê, maar is dit nie dalk besig om nou te gebeur nie? En sien ons baie duidelik 'n versameling wat daar vind 'n gekonsentreerde punt plaas in die Midde-Ooste, en dit is Israel. Israel bly die kerngedagte van die Midde-Ooste. Die vraag is, wat wil Satan bereik? En dit is waar hy sê, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. En daarom die versameling van konings van die aarde is om hulle bymekaar te bring, sodat daar 'n oorlog kan plaasvind, maar vir wanneer? Vir daardie dag wanneer die Here gaan terugkeer na die aarde toe, en dat die Satan dink dat hy hierdie nasies kan gebruik om op te staan, om teen hom te veg, wat dan gaan verskyn. Jy weet, hierdie is natuurlik 'n vervulling van Psalm 2. En ek wil hê jy moet saam met my lees in Psalm 2 vers 2 en 3, waar die woord vir ons sê, hy sê die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stukkend druk en hulle toue van ons afwerp. En dit beteken dat daar gaan 'n tyd aanbreek
waar die konings van die aarde saam gaan staan. Heiliglik vind ons teen mekaar veg die konings nou, maar daar gaan 'n tyd aanbreek dat hulle gaan saam staan, omdat wanneer die Here Jesus gaan verskyn, dan gaan hulle teen hom wil opstaan, en dit is wat Psalm 2 sê. So Psalm 2 kan ek nou al vir u sê, is 'n profetiese psalm wat nog in vervulling moet gaan. Gedeeltelik vind dit plaas, want die wêreld is teen die gesalfde van die Here. Maar ons praat hier van konings van die aarde wat gaan optrek, en dit kom in lyn met wat die woord ons leer. En daarom sien ons baie duidelik, wanneer gaan hierdie oorlog plaasvind? En ons vind dit baie duidelik in Openbaring 16 vers 14 en 15, waar hy sê, want dit is die geeste van die duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. En kyk wat sê vers 15 dan. En u kan nou vers 15 in die Bybel gemerk. Hy sê, kyk, ek kom soos 'n dief. Waarna verwys dit? Die skielike verskyning van die Here Jesus op aarde. Die wederkoms van die Here Jesus op aarde. So die groot dag van die almagtige God is niks anders as die verskyning van die Here Jesus op aarde nie. En so sien ons dat die versameling gaan dan plaasvind net voor die koms van die Here. Die vraag is dan nou, as hierdie oorlog wat nou in die Midde-Ooste plaasvind, moontlik dalk die versameling van nasies is, want hoe gaan Satan die nasies versamel? Satan is 'n verwoester, is 'n vernietiger. So wat gaan hy doen om nasies bymekaar te bring? Hy gaan 'n gesentreerde plek gebruik waarheen nasies gaan optrek om oorlog te voer, om hulle daar te kry. Maar dan gaan hulle wees soos 2 honde wat oor 'n been beklei. En jy kom en jy wil die been uit jou hond se mond uitvat. Wat gebeur? Die 2 honde draai om en hulle byt jou. Dat wanneer die nasies bymekaar kom en hulle in mekaar dan veg, wanneer die Here Jesus gaan verskyn, gaan die nasies saam staan, want dit bly 'n sataniese koninkryk, al die nasies. Dit bly wêreldse koninkryke. Gaan hulle omdraai en gaan hulle dan in eenheid oorlog wil voer met die Here Jesus. En daarom hierdie oorlog gaan plaasvind wanneer die versameling gaan plaasvind. En nou is die vraag, is ons daar? Staan ons nou aan die punt waar die nasies besig is om saam te trek? Al is dit nou middel deur oorlog, al is dit deur middel van die olie, al is dit deur middel van grondgebied, maar gaan dit nou plaasvind en gaan ek en jy dan weet, daar waar Rusland en China, waar die groot konings, koning van die noorde, koning van die ooste, hom half saamgestaan en dit staan net saam met Iran, en dan ook gesê dat as Amerika wel gaan aanval, mag hulle opstaan. China wat al reeds moontlik wapens vir Iran begin gee het. Rusland wat, dis interessant, wat hulle drones van ammunisie gekry het van Iran af. En hulle het alliansie gevorm, en nou is dit om te kan sê, gaan hulle saam staan, en gaan die westerse wêreld, en wat interessant is, dat as jy na die westerse wêreld kyk, wat heiliglik dan saam staan saam met Israel, want dit gaan oor die nuclear plans van Iran, kan jy maar gaan kyk, wat is besig om in Europa te gebeur, want as Europese lande wat saam staan het, die ou Romeinse ryk is besig om op te staan. Die ou Romeinse ryk is besig om te herleef. En nie moet dit, ek gaan nou vir u wys. En daarom in Openbaring 16 vers 17 sê hy dan die woorde. Hy sê die 7de engel het sy skaal uitgegooi in die lug en 'n groot stem het in die tempel van die hemel gekom van die troon wat gesê, dit is verby. Wat is verby? Die einde van die verdrukkingstydperk het aangebreek. Die begin van Christus se koms is daar. En daarom, wat is verby?
En juis as jy na die kaart agter my gaan kyk, sal jy sien, en terwille van die media sal jy sien, dat van die tyd van Babylon af, van koning Nebukadneser af, het die tyd van die nasies aangebreek. En dit beteken dat die tyd van die nasies wat aangebreek het gemaak, dat die nasies die aarde heers. En deurdat die nasies die aarde heers, is dit juis om alles in voorbereiding kry, tot en met, wanneer die Here Jesus gaan verskyn, wanneer die tyd van die nasies tot niet gemaak sal word, die koninkryk van die nasies tot niet gemaak sal word, sodat die een koninkryk, wat ek en jy begeer in ons harte, die koninkryk van Christus, gevestig sal word op aarde. En daarom die vraag is ons in die tyd van die versameling? Sekere lande staan agter die Israel wat 'n gedeelte uitmaak van die ou Romeinse ryk, waar die antichrist kom. Hoe weet ons dit? Daniël 9 vers 26 sê dit vir ons. Hy sê, en na die 62 7-talle sal 'n gesalfde uitgeroei word. Die verwysing van die gesalfde wat uitgeroei word is met die kruisiging van die Here Jesus. Hy sê, maar sonder iets vir hom. En die volk van 'n vors sal kom. Watter volk het geheers in die tyd van Jesus? Die Romeinse ryk. En dan sê hy die volk van 'n vors, en dit beteken, in die Romeinse ryk gaan daar 'n vors wees waarvan hy gaan kom. En daarom praat ons van die Romeinse ryk wat gaan herleef, want die antichrist gaan uit die Romeinse ryk uitkom, want hy is die vors van die volk. Hy is deel van die volk waaruit die vors gaan kom. En daarom sê hy, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met 'n oorstroming wees, en tot aan die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings. Wat 'n oorlog? Die verskillende wêreldoorloë wat ons beleef het tot nou toe. Maar dit bou op en dit bou op en dit bou op na die een groot oorlog van Openbaring 16, die slag van Armageddon. Die wêreld praat van die einde van die wêreld as Armageddon plaasvind. En dis hoekom jy dan in die film van Bruce Willis, het jy gekyk dat hulle 'n bom gevat het om die planeet wat die aarde sou tref, as jy die fliek gekyk het, uit mekaar uit te skiet, sodat die aarde gespaar kan word, sodat die mens kan sê, luister gou mooi, I am God. Want dis die gesindheid van die mens, om self God te wil wees. Maar Openbaring is baie duidelik, dat God is die een wat in beheer is. En daar is net een God. En daarom sien ons sekere lande wat agter Iran aanbeweeg, in Openbaring 16 vers 12. Hy sê die 6 dinge in sy skaal uitgegooi, die groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat in die ooste afkom reggemaak kan word. Die koning van die ooste, of die koninkryk van die ooste, China, en ook van hulle wat deel is van die ooste, selfs Noord-Korea, het ook alliansie gevorm met Iran. En is dit dat juis dat hierdie ouens van die ooste af gaan optrek, en dat hulle gaan oorlog voer ten opsigte van die versamelingsplek Armageddon. En die feit dat China ook betrokke geraak het, moet vir jou alreeds begin rooi ligte toon van wat is besig om in die wêreld te gebeur. Daar's kerke wat naïef is rondom hierdie goed. Daar's kerke wat hulle mense hierdie goed nie leer nie, want hulle glo dat die volk Israel is nie meer van belang nie. Dis nie waar nie, Openbaring is baie duidelik. Nou wat maak hierdie oorlog gevaarlik? En ek wil hê jy moet saam met my blaai na Sagaria toe. Blaai gou saam met my na Sagaria toe. En al wat ek doen is, ek gaan net uit die woord uit vir u die goed by mekaar bring. In Sagaria 14, vanaf vers 1 tot en met vers 4, lees ons hierdie woorde.
En jy moet onthou, nou moet jy 'n paar goeie gedagte hou. So wanneer ek na Sagaria toe gaan en wanneer ek na ander gedeeltes toe gaan, moet jy altyd nou 'n gedagte hou ten opsigte van Openbaring 16. Wat het by Openbaring 16 gebeur? Die bose geeste wat uitgegaan het om die mense wat te doen? Om hulle te versamel. Is julle met my? Om hulle bymekaar te bring. Luister 'n bietjie wat sê Sagaria 14 vanaf vers 1. Hy sê, kyk, daar kom 'n dag vir die Here, dan sal wat van jou buitgemaak is, binne in jou verdeel word, oor Jerusalem. Luister bietjie wat sê vers 2. Hy sê, want ek sal al die nasies versamel, om oorlog te voer teen wie? Jerusalem. Waar is Jerusalem? In Israel. Hoekom is daar 'n geweldige oorlog? Want dit is waaroor dit gaan. Hy sê die stad sal ingeneem en die huise geplunder en die vroue onteer word en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap. Maar die oorige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie. En die Here sal uittrek en stryd voer teen die nasies, soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. Nou sê mense, maar dominee, dit was tydens die kruising gewees. Onthou wat leer ek julle? Die profesie van die woord van die Here het baie keer 'n tweeledige vervulling. Jy het die eerste vervulling wat plaasvind, en dit was dan tydens Jesus se tyd, waar die tempel vernietig was. Maar dan het jy die tweede vervulling wat ook gaan plaasvind. Dis dieselfde soos Joël rondom die uitstorting van die Heilige Gees, waar Petrus gepraat het dat die Heilige Gees uitgestort gaan word. En dan was dit gewees dat by Pinksterdag was dit die eerste vervulling gewees, maar die Jode het ook 'n begeerte na die vervulling wat in hulle lewe plaasvind, en gaan dit dan in hulle tyd ook geskied. So daar's 'n tweeledige vervulling. Hoekom sê ek dit? Want kyk bietjie wat sê vers 4, wat jy moet in konteks lees. Vers 4 sê, en in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê. En van watter dag praat hy nou van? Sy wederkoms, sy verskyning, sy openbaring. Luister wat gaan gebeur. Wat op Jerusalem lê, aan die ooste kant, en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word, van oos na wes, tot 'n baie groot dal, en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde, en die ander helfte na die suide. Wanneer jy Joël 3 vers 1 en 2 lees jy hierdie woorde. Hy sê, want kyk, in die dae en in die tyd wanneer ek die lot van Juda en Jerusalem verander, sal ek al die nasies versamel en hulle in die dal van Josafat laat aftrek, om daar met hulle 'n strafgerig te hou ter wille van my volk en my erfdeel Israel, wat hulle onder die nasies verstrooi het, en my land wat hulle verdeel het. Nou wanneer ons dink aan die dal van Josafat, dan is daar baie ouens wat die vraag vra en sê, maar waar lees ons van die dal van Josafat? Want waaroor gaan dit? Want die dal van Josafat word nie in die woord van die Here vir jou so in duidelikheid geleer van waar dit is nie. Maar wanneer jy die woord dan saam lees, dan besef jy die versameling van die nasies wat gaan plaasvind in die dal van Josafat, en dan praat hy van Openbaring 16 waar die versameling gaan plaasvind, waar die Armageddon gaan geskied, dan sien jy baie duidelik dat daar 'n ooreenkoms is dat die dal van Josafat in die Ou Testament verwys na die plek van Armageddon in die Nuwe Testament. En dan is dit baie belangrik, want ek wil hê jy moet saam met my lees in Sagaria, waar hy dan vir ons lees in Sagaria 14 vers 3. En luister 'n bietjie wat sê hier die woorde. Hy sê die Here sal uittrek en stryd voer teen die nasies, soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. En dit beteken, daar was 'n dag gewees waar 'n oorlog plaasgevind het. En daardie dag was dan gewees in wie se tyd? In Josafat se tyd. En ek wil net saam met blaai na 2 Kronieke 20. Blaai saam met na 2 Kronieke 20.
En dan lees jy wat het hier gebeur in 2 Kronieke 20 met Josafat wat koning van Israel was. Ek wil die eerste paar verse lees en dan sal ons aan die einde gaan, terwille van tyd gaan ek nie die hele hoofstuk lees nie. Maar kom ons lees in die eerste paar verse en daarna die kinders van Moab en die kinders van Ammon en saam met hulle 'n deel van die Meuniete teen Josafat gekom om te veg. Toe hulle kom en aan Josafat berig bring en sê, daar kom 'n groot menigte teen u van ander kant die see, van Edom af en kyk, hulle is al in Haseson Tamar en dit is En-Gedi. En Josafat bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek en hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. En Juda het byeengekom om van die Here hulp te soek, selfs uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here te soek. Toe gaan Josafat in die vergadering van Juda in Jerusalem staan, in die huis van die Here voor die nuwe voorhof, en hy sê, Here God van ons vaders, is u nie God in die hemel nie? En is u nie heerser oor al die koninkryke van die nasies nie? Ja, in die hand is krag en sterkte, sodat niemand teen u kan standhou nie. Het u, onse God, nie die inwoners van hierdie land voor die volk Israel uitverdrywe en dit vir altyd aan die nageslag van Abraham die vriend gegee nie? En hulle daarin gaan woon en daarin vir u heiligdom tot eer van die naam gebou, met die geslagte. As daar oor ons onheil kom, swaard, straf of pes of hongersnood, sal ons voor hierdie huis en voor u aangesig gaan staan, want die naam is in hierdie huis, en ons sal u aanroep uit ons benoudheid, dat u kan hoor en verlos. En hier is nou die kinders van Ammon en Moab, en die mense van die gebergte Seir, onder wie u Israel nie toegestaan het, om te trek by hulle koms uit Egipte land nie, want hulle het van hulle weggedraai, en hulle nie verdelg nie. Ja, kyk, hulle vergeld ons dit deur te kom om ons uit die besitting te verdrywe, wat u aan ons as eiendom gegee het. Onse God, sal u nie teen hulle strafgerig uitoefen nie, want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte, wat teen ons gekom het nie, en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op u. En die hele Juda het voor die Here gestaan, en ook hulle kinders, hulle vroue en hulle seuns. Toe kom die gees van die Here in die midde van die vergadering van Jaasiel, die seun van Sagaria, die seun van Benaja, die seun van Jehiel, die seun van Matanja, die leviet uit die kinders van Asaf. En hy het gesê, luister, almal wat uit Juda is en inwoners van Jerusalem en u koning Josafat, so sê die Here aan julle, wees nie bevrees of verskrik van wie die groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Trek môre af teen hulle, kyk, hulle kom op met hoogte Hasses, en julle sal hulle aantref, en aan die kant van die dal, voor die woestyn Jeriel. Julle hoef daarby, luister gou mooi, nou moet jy mooi luister. Julle hoef daarby nie te veg nie, staan gereed. Bly staan en aanskou die redding van die Here by julle, Juda en Jerusalem, vrees nie en wees nie verskrik nie. Trek môre teen hulle uit en die Here sal met julle wees. Nou wanneer jy so 'n bietjie verder aanlees, dan lees jy in vers 22, kom ons lees vanaf vers 22 af. En op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die Here 'n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte Seir, wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. En die kinders van Ammon en Moab het naamlik opgetree teen die inwoners van die gebergte Seir, om uit te roei en te verdelg. En toe hulle met die inwoners van Seir klaar was, het hulle mekaar in die verderf gehelp. Luister bietjie wat sê vers 24. Hy sê toe Juda op die wag kom, by die woestyn kom, en hulle in die menigte kyk, lê hulle daar dood op die grond, en niemand het vrygeraak nie. Wie die oorlog geveg? God. Was nie Josafat. En daarom sien u die betekenis tussen die dal van Josafat en Megiddo, dat wanneer die Here gaan verskyn, gaan dit nie die mens wees wat teen die mens veg nie. Dit gaan God wees wat teen die nasies gaan veg.
En die nasies gaan deur God self vernietig word. Nou wat gaan gebeur met die verskyning van die Here? Dis baie duidelik, omdat dit die samekoms van die nasies is. Dan lees ons dat Jesus dit geleer het in Matteus 25 vers 31-33. Die oordeel oor die nasies. Hy sê, wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit en voor hom sal al die nasies versamel wees. Versamel word. En hulle sal van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei. En hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Nou wat interessant is, dat die dal van Josafat, en wat ek en jy dan noem, die plek van Armageddon, word ook genoem, die dal van beslissing. In Joël 3 vers 14 lees hier die woord, hy sê menigtes, in die dal van beslissing, want naby is die dag van die Here, in die dal van beslissing. En dis hoekom dit gaan die plek wees, waar die Here skeiding gemaak ook, ten opsigte van die nasies. En dan lees jy weer in Psalm 2, vers 5 tot 10. Hy sê, dan sal hulle aanspreek in sy troon, en sy grimmigheid sal hy verskrik. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek Uself gegenereer. Eis van my, en ek wil nasies gee as die erfdeel, en die eindes van die aarde as die besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf. U sal hulle stukken slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku oor regters van die aarde. Die konings wat saam in oorlog en teen mekaar is besig om te konsentreer op een gebied in die wêreld, Israel. Wat is in Israel? Jerusalem. Waarvoor staan Jerusalem? Die plek van aanbidding. En daarom is hierdie oorlog nie net 'n oorlog oor nukleerwapens nie. Dis die mense motief. Maar daar's 'n geestelike mag agter dit, wat ek en jy vandag moet raak sien. Wat ons moet besef, die wêreld is in beroering. So die vraag is ons in die tyd van Armageddon? Want die vraag is, waar gaan die kerk wees in hierdie tyd? En ons sien die wêreld gebeur en ons sien die effek daarvan, want ons gaan dit definitief beleef in die olieprys en in die petrolprys en al daai tipe goedes. Sasol gaan dalk nou so 'n bietjie weer met 'n glimlag rondloop, want die olieprys gaan help vir Sasol se wins. En dan gaan mense weer sê, prys die Here, ons ekonomie versterk. Maar die wêreld is in beroering. Die vraag is, waar gaan die kerk wees in hierdie tyd? En dis belangrik dat jy die woord reg verstaan. Want in watter tyd gaan die kerk nie op aarde wees nie? In die tyd van die Antichrist. En daarom is dit belangrik, want Openbaring 19 vers 19 en 20 lees ons. Hy sê, ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien, want Openbaring 19 volg na Openbaring 16. Openbaring 17 en 18 is 'n tussenvoege wat die woord vir ons kom leer rondom die fisiese stad Babylon, wat die wêreld se ekonomie voorspel, en dan ook die geestelike stad Babylon wat te doen het met afgoderry en die val van die fisiese stad en die geestelike stad. En nou kom Openbaring 19, hy volg direk op Openbaring 16. En nou sê hy, en ek het die diere en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. Wanneer die Here Jesus verskyn, wanneer hy kom. Hy sê die dier is gevange geneem. Wat het jy gelees? Die draak, die dier, die valse profeet. Wat het ek gesê, wat is die dier? Sê Antichrist. Hy sê die dier is gevange geneem. En saam met hom die valse profeet, wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel, wat met swavel brand. Dit gaan die tyd van die Antichrist wees.
Die vraag is die kerk in die tyd van die anti-kris op aarde? Dan sê ons baie duidelik nee. Die kerk is weggeruk, sodat die anti-kris kan verskyn. 2 Tessalonisense 2 vers 6 sê dit. Hy sê nou, julle weet wat hom teehou, sodat hy, wie is hy? Die anti-kris op sy tyd geopenbaar kan word. En solank as vir die kerk op aarde is, kan die anti-kris nie geopenbaar word nie. Luister gou mooi. Jy het nodig om God se woord reg te verstaan. Ons sit met te veel predikers wat nie weet om die woord te verklaar nie. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy weet vandag dat die kerk speel nog 'n ware rol in die verhoed van die openbaring van die anti-kris. Dis wat hier staan. En nou, julle weet wat hom teehou. Wat beteken teehou? Terughou. Waarvan word hy terughou? Om nie geopenbaar te word nie, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. So die kerk gaan weggeraap word. Maar wat is die doel? Hoekom die kerk weggeraap moet word? Hoekom moet die kerk weggeruk word? Hoekom moet die kerk opgeneem word? Onthou, ons het baie duidelik gelees dat Jesus gaan op die Olyfberg verskyn. Maar met die kerk gaan ons hom in die lig tegemoet gaan. Hoekom? Want daar is 'n taakie wat met die kerk afgehandel moet word. Het jy dit geweet? In 2 Korintiërs 5 vers 10 lees jy dit. Hy sê, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn. Daar's 'n groot verskil tussen die regterstoel van Christus en die wit troon oordeel van Openbaring. Die regterstoel van Christus gaan 'n plek wees waar jy beoordeel gaan word. En nou sê hy hierso, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Jy gaan beloon word volgens jou werke as kind van God op aarde. Dis 'n plek van beloning. Maar die wit troon oordeel gaan 'n plek van verdoemenis wees. Want dit is waar die tweede opstanding gaan plaasvind, die ongereddes. Die vraag wat ek wil vra is, wil enige iemand in hierdie tyd op aarde wees? Nou gaan jy sê, Dominee, maar antwoord nou eers die vraag. Is ons in die tyd van Armageddon? Dan sê ek nee. Maar die wêreld is op pad soontoe. Die wêreld is op pad soontoe. En kyk hoe vinnig gebeur die dinge in die Midde-Ooste. En so vinnig gaan die koms van die Seun van die mens op wees. Is soos 'n dief. En daarom is die vraag, is ek en jy gereed as die Here nou kom om my en jou te kom haal? Want die wêreld is besig om op te bou na daardie oorlog, na daardie versameling, is die wêreld besig om op te bou. Ons sien nou al reeds tekens van konings van die wêreld wat opstaan en alliansies vorm. En wat interessant is, die kommunistiese ouens is een kant. Die meer Christelike ouens is saam met Israel. So nou weet jy wat is ons regering vandag. Want ons regering is nie Christen. En daarom moet ek en jy besef, die wêreld is besig om op te bou. Dat daardie gebeurtenis van Openbaring 16. En daarom wil ek die vraag vra. As jy nie gereed is vir die koms van die Here nie, vra ek hierdie vraag volgende aan jou. Dink jy enige iemand wil op hierdie tyd van die slag van Armageddon op aarde wees? Ek wil jy met saam bly in Openbaring 16 toe weer. Openbaring 16 vanaf vers 17 tot vers 21. En ek wil jy moet lees wat gaan gebeur. In Openbaring 16 vers 17 sê hy, en die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en 'n
groot stem met die tempel van die hemel gekom, van die troon wat sê, dis verby. En daar het stemme gekom met donderslae en bliksemstrale. En daar het 'n groot aardbewing gekom, soos daar nog nie gewees het, vandat die mense op die aarde was nie. 'n Geweldige groot aardbewing. Nou wil ek dit vanaf vir jou sê, daardie aardbewing pas by Sagaria 14 vers 4. Luister wat sê Sagaria 14 vers 4. Hy sê, in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg, wat voor Jerusalem lê. Van aan die ooste kant en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word. Van oos na wes, tot 'n baie groot dal. Wat gaan daai splyt van die berg, van die Olyfberg veroorsaak? Die aardbewing. Die aardbewing. Openbaring sê dit vir jou. En nou sê hy verder. En die groot stad is in 3 dele verdeel. En die stede van die nasies het geval. En die groot Babylon is 'n gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn. Nie genade nie, van sy toorn. So as jy in daai tyd leef, moenie dink jy gaan genade van God verkry nie. Jy gaan sy toorn ervaar. En dan sê hy, en alle eilande het gevlug en berge is daar nie gevind nie. En groot haal omtrent 'n talent swaar, het uit die hemel op mense geval. En die mense het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat sy plaag ontsettend groot was. Die mens het hom nie bekeer nie. Maar inteendeel het die mens erger geword. Die mens het kwaad geword en God belaster. Ek vra die vraag, dink jy dis 'n tyd waar jy jouself wil bevind? In die tyd van Armageddon. En dan gaan ek vir jou sê, ek persoonlik wil nie daar wees nie. Want ek wil nie God se toorn ervaar. En ek wil nie so afvallig geraak het, dat die mens God begin belaster. My vraag aan jou vanoggend is, gaan jy daai tyd mis? Of gaan jy dalk jou oë oopmaak en die versameling van die nasies het plaasgevind? En jy staan voor die verskyning van die Here Jesus op die Olyfberg. In die tyd van Armageddon. En daarom dat die woord sê, maak seker dat jy eerder saam met die kerk weggeraak word. Want in die tyd van die Antichrist gaan dit 'n moeilike tyd wees om tot bekering te kom. Mag jy vanoggend besef, al leef ons nie vandag in die tyd van Armageddon, dinge is besig om te gebeur. En ek en jy moet gereed wees. Ek en jy moet seker maak oor myself. Amen. Kom ons raak staan. Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend net kan besef, ons kan nie met toe oë na die wêreld gebeure kyk nie. Here, ons weet dat ons is besig met 'n tyd in te gaan wat die wêreld globaal betrokke is. En ons kan nie meer op die plek staan waar ons apaties is en waar ons sê dit beïnvloed my nie. Maar Here, dankie vir die tyd wat U nog vir ons gee. Om te weet dat die oorlog wat daar bo gaan plaasvind, alhoewel dit 'n impak op ons lewens gaan hê, maar Here, leef ons nog in die tyd van genade. Ons leef nog in die tyd waarin U nog nie
soveel mense wat nie ag gee op die genade van God nie. Want Here, soos wat wêreldkoninkryke begin saam staan om teen mekaar te veg, soos wat daar 'n gesentreerde plek is waar die versameling gaan plaasvind. Here, so weet ons, die vervulling daarvan gaan geskied. Maar dat ons vanoggend sal seker maak van ons eie siel, van ons eie saligheid. Dat ons nie dalk een oggend ons oë oopmaak en God se genadetyd het verbygegaan en die tyd van sy toorn het aangebreek. Help vir ons vanoggend om dit te verstaan. Here, soos wat Paulus vir die Tessalonika gemeente geskryf het, om nie gou julle verstand te verloor nie. Dat ons nie op hol hoef te gaan oor wat heiliglik gebeur nie. Maar Here, dat ons gereed bevind mag word tot eer van die kosbare naam